Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Psalm 138 vers 8 sê, die Here sal dit vir my volëindig. Bid jy al lank dat God vir jou die regte lewensmaat sal stuur? Of vir 'n beter werk? Of dalk dat God die hart van 'n rebelse kind sal verander? Onthou, of hy nou die situasie verander of jou verander, hy sal sy doel vir jou lewe vervul. God sien die groter prentjie. En hy het jou so lief dat Paulus in Romeine 8 vers 28 sê, en ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk. Dit is moeilik om sin te maak van die lewe se uitdagings wanneer jy in die middel van slegte omstandighede is. Jy's moeg, jou perspektief is beperk en jy het nie die krag of die visie om deur dit te gaan op jou eie nie. Om egter op die Here te vertrou met jou hele hart en nie op jou eie insig te staat te maak nie, beteken om die leiersels terug te gee aan die een wat die weg ken. Dink daaroor. As ek en jy altyd geweet het wat ons doen, sou ons dan in die gemors gewees het waarin ons somtyds is? Ons wag dikwels op God, maar hy wag ook op ons. Hy wag totdat ons gereed is om te ontvang. Totdat ons by 'n plek kom waar ons werklik dit sal waardeer wat ons voorvra. Totdat ons geleer het wat dit werklik beteken om tevrede te wees. Soms wag hy totdat ons dink hy het ons vergeet, net om ons geloof te toets en dit sterker te maak. Jesaja 30 vers 18 sê, welk geluksalig almal wat op hom wag. Dit is beter om te wag vir God se beste, as om dinge te forceer om te gebeur. Om op God te wag is nooit maklik nie, maar is altyd die moeite werd. Here, ek kom vandag na U toe en erken die moegheid en ongeduld in my hart. U ken die presiese begeertes wat ek koester en die omstandighede waarvoor ek wag. Vergewe my dat ek dinge op my eie tydlyn wil hê. Help my om nie bitter te word of moed te verloor in die proses nie, maar om eerder te vertrou op U perfekte tydsberekening. In Jesus naam bid ek dit. Amen.